Hoe leef jy Christus se liefde uit? Selfs tussen mense wat hom nie ken nie. Hierdie week praat ons oor hoe om lig te wees in sosiale verhoudings wat soms donker voel. Dis tyd vir vroue met waagmoed. Kuier saam met my, Marina Meiburg, uit God se woord. Vriende, welkom terug by Vroue met Waagmoed. Hierdie maand praat ons oor verhoudings en vandag fokus ons op die sosiale verhoudings waarin ons daagliks beweeg. By die werk, in die gemeenskap, by die skool, selfs in ons vriende en familiekringe. Soos jy weet, is nie al ons verhoudings maklik nie, nê? Partymal moet jy werk onder 'n baas wat min respek vir jou geloof het. Of jy is in 'n WhatsApp-groep geplaas, waar gesprekke soms onheilig, vuil en ongesond raak. Maar ongelukkig kan jy nie die groep verlaat nie, want jy moet belangrike inligting ontvang. Dalk voel jy ongemaklik oor 'n sosiale geleentheid wat jy moet bywoon saam met mense wat anders dink, praat en leef as jy. Mense wat selfs spot met jou geloof. Hoe hanteer ek en jy dit as Christen? Nou, ons het nie altyd 'n keuse oor wie ons kollegas is of wie ons mee moet sosialiseer nie. Maar ons het altyd 'n keuse hoe ons optree. Dis in daardie hoe waar die krag van jou getuienis lê. Die Bybel sê in 1 Korintiërs 15 vers 33: Moenie dwaal nie. Slegte gesprekke bederf goeie sedes. Ons word dus opgeroep om wys te wees oor wie en wat ons toelaat, om ons hart en houding te beïnvloed. Maar wysheid beteken nie ons onttrek van die wêreld nie, dit beteken dat ons anders leef binne in dit. Om dus teenwoordig te wees, maar nie ingetrek te word of deel te neem aan die omstandighede nie en nie toe te laat dat slegte gesprekke en dade ons geestelike wandel benadeel nie. En dan herinner Kolossense 3 vers 12 ons ook: beklee julle dan as uitverkorenes van God, heiliges en geliefdes, met innerlike ontferming, goedertierenheid, nederigheid, sagmoedigheid, lankmoedigheid. Vriende, wanneer jy met respek, vrede en liefde reageer, al word jy onregverdig behandel, gee jy 'n stille, maar kragtige getuienis. Jou sagtheid en selfbeheersing sê meer as enige debat of verdediging ooit kan. Nou die klem is op beklee jou, ongeag die sosiale kring, wees met die vrug van die Gees beklee. Om in die lig van Christus te stap, beteken ook dat jy gesonde grense stel. Ons het al so baie oor grense gepraat, so jy weet waarvan ek praat. Jy hoef nie alles te verdra of net toe te laat nie. Jesus self het met mense van alle agtergronde gesels, maar hy het nooit sy identiteit of sy waardes prysgegee nie.
Dis wat ons met gesonde grense stel bedoel. So dit sê, jy kan wel teenwoordig wees, maar nie deel word van wat verkeerd is nie. Kom ons kyk gou vinnig na 5 praktiese maniere om dit uit te leef. Nommer 1. Herken mense of omgewings wat jou geestelik aftrek en bid vir die regte manier om daaroor grense te stel. Nommer 2. Kies vrede bo reaksie. Nie elke gesprek waarin jy jouself bevind, verdien jou deelname of selfs 'n duidelike reaksie nie. Nommer 3. Tree met respek op, selfs wanneer ander dit nie doen nie. Nommer 4. Wees die stem van hoop, die glimlag van vrede, die hand van hulp. Iemand in daai sosiale kring sal 'n stem van hoop, 'n glimlag van vrede of 'n hand van hulp nodig hê. En dan die laaste een, nommer 5. Bid. Bid altyd. Bid vir wysheid, vir genade en vir 'n hart wat vol liefde bly, selfs in moeilike sosiale ruimtes. Jesus sê in Matteus 5 vers 16, laat julle lig so skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemele is, verheerlik. Die lig moet so geskyn word, sodat hulle die werke kan sien en die Vader wat in die hemel is, verheerlik. So luisteraar, jy is geplaas waar jy is met 'n doel. Verstaan dit. Jou lig is nie bedoel vir volmaakte omstandighede nie. Nee, dis bedoel om donker plekke te verlig met Christus Jesus. Kies dus om 'n draer van vrede, lig en liefde te wees. Ongeag die omgewing waarin jy moet sosialiseer, leef ook met respek in jou sosiale en geestelike verhoudings, selfs wanneer jy nie die sosiale kringe kan kies nie. En laastens, my laaste gedagte vir jou vandag. Wees 'n bouer van vrede en samehorigheid. En laat Christus se karakter deur jou gedrag skyn, sodat die wêreld hom in jou kan sien. Volgende week is die laaste episode van ons verhoudingsmaand. En dan sluit ons ook af met leierskap en verhoudings. Moet dit nie misloop nie. Selfde tyd, selfde plek. Seën en vrede. Tot dan.